Hallo en welkom hier so by Farm Spice. Ons vandag hier by Rauwik se Boeredag hier naby Heidelberg. Julle weet almal hierdie ding kom vol precision planting, standaard gespek. Ek praat met Andries van Cerealis. Hy doen al die proewe op as jy nou downforce en nie downforce nie, en dit in 'n farrow en dit in 'n force en wat al daai goeters. Hy gaan my mooi vertel wat is wat op hierdie planter en dan weet jy hoe moet jy hom spek om die beste ROI op die einde van die dag te kry. Andries, hoe gaan dit? Goeiemiddag. Nee, dit gaan goed, dankie. Ja, nee. Baie bly om te hoor. Okay, Rauwik se planter, hy kom nou al, hulle het hom nou standaard ontwikkel. Ek meen, dis een van julle sustersmaatskappye, maar hulle het hom nou letterlik ontwikkel rondom julle tegnologie. Kyk, ek wil amper sê hierdie is nou soos 'n Formule 1 partnership. Dis nou die ou wat die engine maak en die ou wat die kar maak, hulle is nou mooi saam in die bed, nê? Nee. Dit is so, ja. So ja, dit het gaan oor die karretjie, maar dit gaan na ons karretjie toe omdat dit 'n karretjie is wat al die tegnologie opgebou word. So ja, dis nie 'n heeltyd aangepas, die karretjie moet aangepas word vir ons tegnologie. Dit pas als op die karretjie. So ja. Standaard op die planter kom dit 'n V-drive en Delta Force. Die V-drive wat op die V-set meter sit. So ja, hier met V-set kry ons 'n goeie 99% singulation op millies, wat vir ons dan daai goeie spasiering gee. So dit is baie belangrik. En jou V-drive, want ek meen dis nou eintlik die hart van die planter, is presies hoe vinnig stadig hy nou die goeders neersit. Soos ek dit verstaan, hy's ook variërend in terme van jy kan op verskillende plekke, verskillende stand plant, maar ook as jy draai, jy weet mos die binnekantstes, plant altyd dan nou meer as wat die buitekantstes plant. Ja, so ons praat van tin compensation in daai geval. So as jy om 'n draai gaan, die binnekantsterrye plant minder, die buitekansterrye plant meer pitte, so jou spasiering oor die plante bly altyd dieselfde. So dis wat die V-drive se groot ding is. Variable rate is standaard. En dan swath control is ook. En ons swath control, elke ry is op sy eie. So dis nie, ons het nie seksie beheer nie, ons is elke ry op sy eie. So jy het individual row shut-off, as hy daai, as jy so skuins inkom en dan jy daar oorgeplant en dan sit hulle almal af soos wat hulle moet. Soos hy uit die of oor die plant waar geplant is, of as jy 'n similar headlight is, hy swath op al daai goede, so elkeen op sy eie. En as ons bietjie meer gaan na die kom ons noem dit na die fisiese goede toe. Want ek meen, ek kyk nou sommer hierdie een wat julle hier voor het. Kyk, hierdie planter het lekker baie verskillende opsies op, soos kan lekker deurhardloop. Ja. Wat is hierdie ene? Wat noem hulle hierdie besigheid met die hierdie ene noem ons die Reveal. Dis 'n row cleaner opsie. Ja. So wat hom uniek maak is hy's nie in die karretjie vas nie. So die vibrasie wat 'n row cleaner veroorsaak as hy teen 'n goeie stamp, ons haal dit van die karretjie af en daai vibrasie veroorsaak spasiering probleme, singulation probleme. So dis hoekom ons dit afhaal. Gewoonlik as jou karretjie iets vang en skit net. Yes, ja, dit is nou maar nie op die einde van die dag die beste ding as dit kom by presiese saadplasing. Dis presies, ja. So dis hoekom ons hom afgehaal het van die karretjie af en hom aan die buis fisies aan die balk self vas. So ja, ons haal daai af. Dan wat uniek is van hom is die wielietjie wat hier agter sit. Dis jou dieptebeheer. En jy kan dit hierso stel. Ja. So jy kan presies jou tande stel dat hulle net die grond raak of waar ook al. En dan die volgende ding is uit ligkussings hierso wat ons dan kan besluit of ons uit die trekker uit hoe hard ons op die wielietjie wil druk. Ja. Of ons kan hom afdruk en ons kan hom optel ook. Hier sit die ligkussing hierso. So jy druk sommer net jy druk hom sommer net die knoppie daarso en dan in die 2020 beheer jy hom en hy tel hom op en of hy laat sak hom. Want dit is nou 'n bietjie, want kom ons kyk gou hierso nie, want jy het nou jou snykouter hier voor en dan die tand wat basies hom vir jou oopmaak, maar dan sit jy jou kunsmis nou daarin. Yes, ja. En dan het jy nodig om hom weer ordentlik toe te maak en vas te trap voordat jou saadkarretjie oorkom. So daai ene het die wielietjie wat 'n goeie werk doen. En dan het die ander opsie wat Rauwik op hulle is die cage roller. So ja. Maar dit is wat ek nou sit en kyk hierso. Ek het nou 'n gewone cage roller hierso. Okay? Ja. En dan ook hartjies net daar aan die voorkant. Okay? So teoreties, nee, moet hy nou amper dieselfde job doen, behalwe die besigheid voel vir my verkeerd want ek wil hom nou eers hartjie en dan en dan vastrap en dan basies die saadkarretjie. So hoekom? Want jou opsie is definitief duurder as die ander ene. Hoekom wil ek die rigting gaan? Dit gaan oor gemak van gebruik. Ja. So hierdie kan jy uit die kajuit uit beheer. En dan
die wat ons nou gesê het van die vibrasie wat ons van die karretjie afhaal. So dit is So jou planter gaan langer hou, ek meen jou karretjies is nie dis eintlik die duur gedeelte van die planter, is op die einde van die dag die karretjies, al die goed wat daar loop. Ja, die planter, as ek moet sê 'n planter, dis wat die planter is. Wat jy daar vooraan sit, maar dis die planter wat dis die ding wat die werk doen. Wat is die ding wat plant, nee. Dis die ding wat die werk doen. Okay. So ja. En dan nou kom ons praat 'n bietjie hierdie besigheid, nê, toetrap houe. Ons gaan nou daarby kom. Ek wil nog daar uitkom, maar ek wil eers by die toetrap goed kom. Okay. Hierdie ons het nou Faro Force hierso. Dis Faro Force, beheerde Faro Force. Okay, en aan hierdie kant het ons nou net gewone toetrap wielietjie. Ja, dis die Rauwik opsie, ja. Okay, right. Hoekom soek ek nou vir ligkussing daarso? Wat se voordele gee die ding vir my? Okay, hier weer eens, hy werk soos Delta Force. So hierso weeg ons hoe hard die wiele op die grond druk. So dit gaan oor hoe hard ons die grond hierso kompakteer, hoe moeiliker kan die saad uitkom. Ons al daai tipe goede so ons wil nie die grond te veel druk hierso. Ja. Die ander ding is hoe natter die grond, hoe ligter wil ons hom druk. Hoe droër die grond, hoe harder wil ons hom druk. So dit kan ons weer eens alles dit is varierende kondisies aan mekaar. Yes. En wat ek nie noodwendig beheer kry as ek net op die manual opsie gaan nie, want dan het ek 'n one size fits all tipe van solution. So, hier is die lugsakkie wat ons dan sê wat ons dan nou beheer met die lug dis die beheerstelsel hierdie wat die lugsakkie op en af blaas. En hier is ons load cell wat ons weeg hoe hard die wiele druk en dan hier is ons dieptebeheer van daai wielietjie wat ons kan stel hoe diep en vlakker ons hom wil hê. Waarvoor is daai wielietjie? Hierdie ene praat ons van die zip wheel. So hy maak die saad voor fisies van onder af druk hy hom toe. So hy haal al die lug uit die saad vooruit. So dis wat ons graag wil hê. Ons wil nie air pockets hê wat in die saad voor. So hy druk hier uit en dan kom daai ene toetrap wielietjie daarso en hy druk basies die grond vas. Yes, ja. So jy het nie daai air pocket nie. Dis so dit ons praat van 'n two-stage closing stelsel. So ja, dis en hy werk. En dan jy het net nou iets gepraat daar by die proewekant, iets van wide gauge wheels. Ja. Ek verstaan nie lekker nie. Okay. Baie van die planters het ons 'n opsie gekry op 'n gauge wheel wat die gauge wheel so ver weg van jou saaddisk af. Ja. Hoekom wil ek dit hê? Die ouens klaar oor pak. Ja. Baie mense sê die planters pak as daai wiele naby is, maar dit gaan oor om die verstelling op hierdie wiel. Hierdie wiel is jy skraper op jou kouter. Ja. So baie wat nou gebeur is, hierdie ding word rond geskuur en dan gaan die grond in en dan pak hy. Yes. So is baie belangrik hoe jy hierdie ding stel dat hy teen die wiel is of teen jou kouter is dat hy hom kan skoonskraap. So baie ouens het nie daaraan gedink nie en dan het die wiele weggeskuif en ja, so dan kry jy nie 'n goeie saad voor gekry het nie. So jou saad voorval toe en jy kry droë grond wat inval. So dan kry jy onegalige opkoms. So as hy dan so ver weg is daarso, hoe kry ek die kouter skoon geskraap? Of is dit dan nie nodig nie? Dan dis hoekom hulle die skrapers opsit. Sorry, ek kon nie die skraper sien van daar af. Daai skraper, ja. Sorry, daar's 'n skraper wat ek gemis het. So okay, so die skraper is daarso en dan hardloop hy net weg en dan kry jy nie die pak nie. Jy kry nie pak nie, maar jy kry nie ordentlike saad voorgemaak nie, so dis die probleem. Okay. Downforce. Nee, praat met my. Want daar's party ons wat sê laat luister hierso. Ek het nie downforce nodig in sy huidige vorm hier waar hy nou is nie. Jy kan met either 'n shock of 'n spring of net 'n gewone hydraulic system wat druk net, kom ons noem dit 'n meer meganiese stelsel, kan jy dieselfde effek kry as wat jy kry met hierdie. So hoekom moet ek 'n klomp ekstra geld spandeer om die elektroniese ding hê wat almal individueel en al die data hoekom moet ek daai? Okay, ons praat baie keer van downforce, maar ons praat eintlik van delta force. So delta force kan ons optel. Ons kan die karretjie fisies optel of ons kan hom afdruk. Ja. So, hoe bepaal ons dit? Hierso sit ons 'n loadpin in. Wat hierso sit. So daar is 'n loadpin wat ons fisies weeg hoe hard die karretjie op die grond, hierso op die grond druk. Ja. So as ons nou te veel gewig op die karretjie het, wat daar op die gauge wheel loop, dan kompakteer ons die grond.
en dit vat jou water weg, dit vat jou lug uit die grond uit weg en kompaksie en wortels groei in kompakte grond in nie. So dis beter wortelontwikkeling wat ons dan kry. So, wat gebeur as jy hierso in 60 kg ingooi? Ja. Die karretjie self weeg omtrent 100 kg. Plus nog 60 kg, 160 kg wat hierso afdruk op die grond. So, nou trek jy hom deur die grond. Al wat nou die karretjie uit die grond uitdruk is daai kouter. So, dis die enigste force wat die karretjie optel. So ons kry gewoonlik te veel kilogramme. So as ons hom beheer met Delta Force, sit ons gewoonlik so 30, 40 kg op die grond neer. So in afhangende as die bak leer word, dan maak ons dit meer. As die bak weer vol is, En dan maak ons dit weer. hy kompenseer Hy vir. kompenseer daarvoor. Die 2020 doen dit vir als vir jou. Jy sit net vir jou mikpunt op die 2020 en hy beheer hom vir daai volgens daai mikpunt vir jou. En dit is nou maak nie saak wat se grondkondisies nie. Hy gaan hom Ja. nou of meer afdruk as hy moet of hy gaan hom meer Meer optel. optel, yes. Wat ook al die geval mag wees. Okay, maar nou en sê vir my ek wil net seker maak hy meet elke liewe ry, elke liewe punt. Sê luister hierso as ek nou daar gaan op daai GPS location, die goed het nie opgekom hierso nie. Yes. Nou kan ek sien, luister jy, het ek hard genoeg gedruk of nie hard genoeg gedruk nie of wat was my downforce? Miskien is dit, ek vat sommer 'n hipotetiese voorbeeld. Miskien was dit iewerster waar om watter rede ook al die goeters 100 kg 'n hektaar gedruk het. Oral dit op baie punte het die goed nie opgekom nie, dan weet ek okay, right, dit was my probleem. Jy het 'n kaart in jou, jy het twee kaarte in jou wat snaam in jou 2020 wat jy kan na gaan kyk. Jy het 'n downforce kaart wat fisies geweeg het hoe hard daai wiel druk. Dis die kaart wat hy vir jou gee en dan die tweede kaart is applied force, is dit wat die solenoid vir die Delta Force silinder gesê het wat hy moet doen. Hoeveel kilogram moet hy afdruk? So jy het daai twee kaarte wat jy net kan gaan kyk in jou 2020. So En ek kan dit nou weer ook overlay op my opbrengskaarte en daai goed ja. om te sien in my grondtipes watter hoeveel kilogram moet ek doen om die beste opbrengs te kry. Yes, ja. Ek hoor jou. Dit is Okay. Nou jy cruise hier rond op die plaas baie. En jy toets al hierdie goede, Yes. né? Verduidelik my so vinnig uit 'n opbrengsoogpunt uit, waar skoor ek as ek hierdie goed te doen? Waar is, so ek kan maar sê die meeste, maar waar skoor ek? Delta Force het ons opbrengste gekry van tussen 200 en 300 kg wat ons beter doen as wat ons hom sou met 'n heavy kompakteer. So wat ek doen op die plaas is ek doen basies 3 toetse. Ek beheer hom, vol beheer, soos ek gewoonlik doen. Dan doen ek wat ek hom op heavy sit wat ons hom baie swaar druk, 150 kg plus, en dan doen ek hom light wat ek die amper nie doen nie. So die beste is downforce wat jy beheer. So jy kry, soos ek sê, it's 200-300 kg per hektaar wat jy beter doen as downforce as jy wat jy hom heavy sit. En dan is dit seker maklik 400 kg meer as wat jy hom light sit. So die light verloor ons met baie keer ground contact. So dis wat ons nou sê. So as ons ground contact verloor, wat ons sê, dan verloor ons plandiepte. So dan kry jy goed wat laat opkom. Dis die probleem met as hy te lig is. En dis nie daai Daai mieletjies wat so lyk gewoonlik. Yes. Dis nie soos ons glo die aftipes nie, dis baie keer as hy net nie reg geplant het. Hy is laat te vlak opkom. geplant, hy's nie dieselfde omgewing nie. Hy's dalk 'n bietjie droë grond gewees en hy het wat snaam. Hy het net later opgekom as die ander. En ek dink soos Faro Force help hy actually. Faro Force dink ek is ook een van daai goede. Ek het ook 'n 400 kg verbetering gekry op opbrengs Ja. met Faro Force. So teenoor rubberwiele. Daar's ander stelsels wat ook werk, maar die wat goed is van Faro Force is dit vat die raaiwerk vir jou weg. Die 2020 kyk dan daai goed. Jy hoef nie altyd heeltyd gaan stel en gaan goed te doen nie. As ek nou kyk, want ek wonder sommer nou maar net, is daar 'n verskil in 'n droë en 'n nat jaar uit jou plant om daai tipe van goede? Yes, soos ek sê in 'n natter grond is nat plant, dan moet jy hom ligter maak en as jy hom droë grond plant, jy moet hom swaarder maak om die regte wat snaam kondisies te kry vir die saad om op te kom. En uit 'n opbrengsoogpunt uit, want ek neem aan as ek in droër omstandighede plant en ek het al hierdie goede nou op,
neem ek aan gaan ek beter opkoms kry as wat ek met 'n gewone ou konvensionele planter net so werk, net die opkoms so my opbrengs behoort beter te wees. Ja, want jy daai saadvoer het 'n goeie saadgrondkontak gekry met die natgrond wat jy min van het in rooi jaar. So dis wat jy nodig het. Dis saadgrondkontak. Laaste ding. Wat se plastiek dingetjie steek hier uit? Okay, daai is 'n seed firmer wat ons sê. So al wat hy doen is in jou saadvoer, as die saad deurkom hierso in die saadvoer, dan druk hy daai pit onder in die saadvoer vas. Jy sien hy het 'n lekker spring aksie. So Ons is dan na rol hy nie. nee. So hy basies kom net Hy vat die pit en hy druk hom fisies. Dis soos goed die plant vat pampoenpit en jy druk hom so in die grond in. O, maar dit want baie keer kry jy dit afhangende van die tipe grond. Laat hy met in daai V, laat hy baie keer bietjie daarson net 'n bietjie vassteek. Ja, dat hy nie tot onder inkom nie, ja. Yes, dan nou druk hom amper net deur die V en dan En hy sit hom in die beginjare het ons baie van die goed te verkoop. En ek dink sy groot pluspunt kom in die 3 jare wat kan ek nie plant nie. ja. Want hy sit hom onder op die natgrond vas. So die grond kan bo uitdroog, maar hy's nog steeds in die natgrond. Ek hoor jou. Waar as jy nou jare sit nou weet lekker nat is dan het hy dalk nie so groot effek nie, maar nog steeds jy kry hy maak 'n meer egalige opkoms. Al is hy wat se naam. En is daar nie een van daai goed wat ook wat lees jou vog en al Yes, daai ek goed? dink die smart firmer is nog nie een op nie. Maar die smart firmer het ons wat hy gee vir jou vog, jou temperatuur van jou grond, jou KIK van jou grond, organiese materiaal van jou grond. As daar met 'n plantreste in die grond is, gee dit vir jou en dan kyk hy ook hoe's jou saadvoer. Hy kan die krake in jou saadvoer sien. So as hy nie mooi gemaak is en sê vir jou saad Yes, dis 'n slim ding daai. Hy is baie En dan, maar ek neem aan op hom, hy sal seker nie so goed koop nie. So ek sal seker op 'n planter een van hom opsit net om te gauge. Ek sou nou dink frontvog, daai tipe vog. Yes, ja. Dit hang af wat jy wil doen. As jy wil maps maak, dan moet jy ten minste elke derde ry een op hê. Ja. As jy wil net sien grondtemperatuur en vog, dan's een of twee genoeg. Right, dit is Andries van Cerealis. Nou weet jy, nê. Nee, jy kan 'n Brovik planter spek jy dik presisie. En hoekom waar alles werk, die hele lot. Hier is die tipe van goed waarna jy regtig moet kyk. Jy weet, daai is die belangrikste tool op jou boerdery op die einde van die dag. So, as jy daai pitte in die grond druk, maak seker jy doen dit reg. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.